Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. So ons is vandag ons 20ste episode. Nee, ja. Dis ons onthou toe ons heeltyd was van soos ons amper by 10. Ons is onthou jy en nou is ons al by 20. 20. Dis crazy. So welkom by episode 20 van Koffie vir Twee. Dank jou. Ons doen vandag 'n deel 2 aan How to Raise Godly Kids en ek dink soos ek weet nie hoe voel jy oor die vorige episode? Wat was jou gevoel oor dit? Ek dink ek is baie trots op die episode. Daar's party episodes wat ons doen en soos ja, okay, dit is soos helpful, maar hierdie een is so spesifiek. En ek dink is oor dit in die seisoen is wat ons nou is. Ja. Ek dink die ding vir my is in 'n manier is ek soos bang mense luister na dit en dink ons is soos judgmental. Soos ek voel daar's goed wat ek gesê het wat judgmental oorgekom het. Maar aan die ander kant is ek soos dit kom glad nie uit 'n plek van judgment nie. Dit kom regtig uit 'n plek van soos okay, nommer 1, ek het geleer uit my foute en ook soos enige ma voel ek wil die beste vir hulle kind hê en soos daar is partykeer goedjies wat bietjie harsh is wat jy nou maar gaan moet sê soos wat dit is. Maar ja, ek weet nie, so dit was Ek dink dit is die probleem. Wag, het ons 'n comment gekry wat gesê het ons is Nee, maar ek het net daai O. gevoel oor dit. Soos ek weet nie of kom dit dalk bietjie judgmental Ek dink mense is way te sensitief deesdae. Maybe. En ek het al agtergekom soos kerke wil ook nie oor sulke moeilike topics praat nie want hulle is bang hulle offend iemand. Ja. As jy iemand offend, beteken dit dis nie jy nie, dis die Heilige Gees wat in hulle so sê oor die Wat basically ja. So hoekom sal jy dan stil bly om niemand te offend nie, maar dan hoe kan ek dit sê sonder om soos okay, ek wil so sê soos nou offend jy nie 'n persoon nie, want so jy kry nie eintlik die boodskap oor nie, maar dan gaan hulle nie hemel toe nie, Ja. want jy kon soos die rede gewees het hoekom hulle convicted is en soos ja, tot bekering 'n saadjie geplant het. Ja. Nie dalk dadelik nie, maar oor 5 jaar, 10 jaar, dan sê hulle soos, weet jy wat, ek het eendag Koffie vir Twee podcast geluister en hulle het oor dit gepraat, soos ek gaan dalk ietsie moet. Maar dis Verstaan, ewen soos soos- toe daar 'n stadium was wat ons glad nie kerk toe gegaan het nie. En vir ons was daar nie 'n probleem met dit nie. Ons het kerk op die TV gekyk en maar nou en dan ook nie regtig nie en ons het net nie 'n Sondag was soos enige ander dag. Ons het nie regtig tyd met die Here spandeer nie en ek onthou jou ma het toe na ons toe gekom en vir ons gesê soos hoorie of jou pa het gesê hy dink ons moet begin kerk toe gaan en goed en ek was dadelik offended. Maar soos daar was 'n rede hoekom ek offended was in daai stadium soos was ek nog nie soos het ek nog nie tot bekering gekom nie, maar ek was soos wil jy nou vir my sê ek gaan nie genoeg kerk doen nie, verstaan jy? So dit is so mense raak baie maklik offended en veral as jy dit is 'n bietjie soos as jy offended raak, moet jy dalk gaan kyk wat is die Hoekom raak jy rede hoekom jy offended? offended raak. Okay, maar so vandag gaan ons aan met die tema van hoe om godvreesende kinders groot te maak. So ek het versies uit die Bybel gekry wat ons dan half soos ons opinie op dit kan gee. Dink jy dit sal kan werk? Okay. So die eerste een wat hierso staan is in Psalm 127 vers 3. Dit sê children are a heritage from the Lord. En dan die punt hierso is okay, so hulle sê ons behoort uiteindelik aan God ons kinders behoort uiteindelik aan God. Ons taak is om hulle lief te hê, te lei en vir God groot te maak. Dit sê eintlik wat 'n groot responsibility ons as ouers het, maar ook soos jou kinders is nie jou besitting nie, soos dis regtig 'n geskenk van God af. Dit is eintlik vir my baie diep, want soos en dit is iets waarmee ek baie struggle, is soos ek weet nie of ek soos is dit Abraham wat nee? Ja, Abraham of wat sy seun gevat het wat hy Ja, ek dink dit was Abraham wat hy sy seun moes offer. ja, nee. Ek sal dit kan doen nie. Toe Michael daai storie vir my vertel, want kyk Michael se Bybelkennis is verskriklik goed. So daar's baie stories wat hy so self vertel uit die Bybel uit, dan het ek dit nog nooit gehoor nie.
En toe Michael daai storie, toe hulle dit by hy self vertel, toe sê ek soos, wat? Het hy sê, soos hy was bereid om sy seun te offer, dit sê vir jou soos, En ek is eerlik as ek sê, ek weet of ek dit sal kan doen. En dis eintlik, dis iets waaraan ek moet werk, maar daar's sekere liedjies wat hulle ook so sê van soos, ek sal enige iets doen, en so ek soos, ja, maar dit is eintlik, ek wil sê, soos dis ons menslikheid wat daar praat, want soos ons moet eintlik, maar jy moet God veer, so baie, dat jy dit sal doen. I'm not there. Dit is crazy. Soos imagine jy is op so 'n plek dat jy letterlik jou kind, of for that matter, enige iemand vir wie jy lief is sal opoffer. Dis presies wat God met Jesus gedoen het. Dit sit goed baie in perspektief eintlik. Soos hy het sy eie letterlik sy eie seun gestuur vir ons. Soos, en weet jy wat is ergste van alles dos? Is dit 'n liedjie wat dit sê? Of dis die Bybel wat dit sê of iets, maar soos even dit sê toe ons nog sondaars was, soos die Here het sy seun en ek voel dit maak dit 10 keer erg of 10 keer meer intens, want dit is soos terwyl jy nog besig was of is en was wat ook al met sonde en jy het hom nie gekies nie, het hy sy seun vir jou gestuur. Soos maar ek voel hy het 'n cheat code gehad nou, want hy het geweet hy gaan na 3 dae wakker word. God is soos letterlik soos die koning van konings. En nou sien hy jou, hy soos vertrou jou met hierdie kind, maar jy soos ja, ek weet nie of dit ook in die Bybel wat dit sê, maar soos dit sê iets van soos kinders word aan jou toe vertrou. So dis eintlik ons, ek dink nie ons besef hoe, ek wil sê geëerd ons eintlik is om ouers te kan wees nie. Soos die feit dat die Here jou bless met 'n kind en dat hy jou vertrou om dan die kind groot te maak in sy naam en volgens sy wil. Dis nogals, ja, okay. Ek weet nie of het ek enigstens iets waardevol gesê nie, maar ek weet nie, daai is vir my 'n moeilike topic, maar ek voel daar is tog mense wat hulle kinders as besittings hanteer en dit nie regtig sien as 'n blessing van die Here af en ja, ek weet maar ook nie. kom ons sê presies, okay, kom ons maak dit nou nie so mense wat kinders slaan nie, maar kom ons sê byvoorbeeld net die manier hoe hulle soos God gee vir ons 'n kind. Ons moet die kind groot maak soos wat God sê ons moet. Verstaan soos ja. Okay, die tweede een sê, dit is in Deuteronomium 6, hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou hart wees. Jy moet dit aan jou kinders oordra en daaroor praat wanneer jy by die huis is, op die pad is, gaan slaap en opstaan. Hoe maak ons geloof deel van ons alledaagse lewe? Is dit te moeilik om te antwoord? Okay. Dis presies waar ons gepraat het daai eerste episode van soos forceer Christendom in jou kind se lewe. Iets wat ek soos daai van hoe om geloof deel te maak van jou alledaagse lewe en ek dink soos okay, dit sluit aan by die ding wat ons gesê het van jy kan enige tyd met God praat. Jy kan as jy jou kinders skool toe vat, kan jy in die kar hardop bid. As jy verstaan soos dis jy dit deel kan maak van hulle alledaagse lewe en van jou nou ook. Maar dis iets waarmee wat ek vir my sussie ook gesê het is want ek sou vir vra, ek kan nie onthou wat was die hele situasie nie, maar dan sê ek vir gesê het, hoorie, maar as jy reis, soos bid saam met die kinders, bid saam met jou man, ja, okay, soos, dit kan doch partykeer weird oorkom as jy net in die kar randomly begin bid, maar soos, jou kinders gaan so gewoond raak daaraan dat dit naderhand nie meer vir hulle vreemd gaan wees nie, en ja, so ek dink, as jy daai ding snap van, jy kan enige tyd met God praat, dan kan jy dit, ek wil sê makliker deel maak van jou alledaagse lewe. Want jy hoef nie op jou knieë voor die bed te gaan sit om nou eers met God te praat nie, verstaan. Dis soos as jy atletiek gaan oefen. Die eerste keer is dit soos, dis seer en dis moeilik en jy styf die volgende dag. Hoe meer jy gaan, hoe makliker word dit en dis presies dieselfde met geloof. Ja. Dis waar hulle ook praat van soos hier is jou geloofs soos nie wenloop nie. Wedstryd of wat ook al, om oor die wenpaal te kom is dan wanneer jy hemel toe gaan. So nou is dit moeilik en jy moet oefen en jy moet al die goeders, maar hoe meer jy dit doen, hoe makliker gaan dit word. Want ek weet, ek het verseker gesukkel met, hierdie is eintlik okay. Ek het gevas, nee?
maar ek het nie gebid nie. Ek het Bybel gelees, maar ek het nie gebid nie. Toe sê die Here vir my, ek maak 'n vasjou. As jy nie eers met my gaan praat nie. Soos Ja, wat is die doel? wat is die doel daarvan? Ja. Maar dit was vir my so moeilik om te bid, want dit voel vir my soos, dis weird. Dis, ek praat net met wat ook al. Ja. En hoe meer ek begin bid het, hoe meer het dit Hoe makliker het dit geraak om geword, te- en dan sal ek soos in ja. die kar as ek ry, of ek sal net soos random sê, hoor Here, my spiere is seer. Asseblief Ja. help my dat ek môre kan Ja, hardloop. jy kan letterlik Jy oor kan enigiets enigiets. bid. En jy hoef nie eers te bid net wanneer jy iets nodig het of om dankie te sê. Jy kan letterlik vir hom sê, "Jesus, weet jy wat, ek het 'n rowwe dag." Ja, En- of even as jy lonely is of wat ook al. Of Here, jy's daai as jy single is, jy's Here daai ouetjie is cute. Verstaan Ja, jy? Soos, maar ek dink soos definitief om soos vir ouers nou altyd wat kinders het wat skool toe gaan, soos maak 'n ding daarvan dat as jy skool toe ry, soos bid in die kar of soos julle wat Bybelstudie. Ek sal soos ofwel julle het Bybelstudie voor skool gedoen of wat ook al, maar om regtig moeite te doen om soos as daar nie altyd want almal se lewens is super besig. So al is daar nou nie 'n uur wat jy kan uitsit om Bybelstudie te hou nie, om dan sê nou maar as jy op pad skool toe is in die kar hardop te bid of om praise and worship musiek te speel. Soos ek kan jou beloof jou kinders gaan 'n baie beter dag hê as jy skool toe jam op praise and worship. ek het al so groot verskil in Malachi se gedrag gesien as ek vir hom 'n storie opsit versus as ek worship musiek opsit. Even met Kyra saam, soos as sy onrustig is of daar was 'n paar aande wat sy regtig glad nie wou slaap nie, wat sy bloumoord geskree het, dan kom sit ons hier voor sit worship musiek op en dan slaap sy. Even Sondag toe ek besig was om klaar te maak, ek het daar in die kot gesit, sy wou niks weet van slaap nie. Kom sit daar hier voor sit worship musiek op 2 minute toe sy aan die slaap. Dit is crazy wat worship musiek kan doen. Okay, ons voorbeeld is belangrik is die volgende een. So in Efesiërs 6:4 staan daar: moenie julle kinders verbitter nie, maak hulle groot met die dissipline en onderrig wat die Here wil hê. Wat leer ons kinders uit ons gedrag wat ons nooit met woorde sê nie. Ek dink dis ook wat ons in die vorige episode opgeraak het, is jy moet 'n voorbeeld vir jou kinders wees. Ek dink soos as jy klein is, jou ma of pa is soos jou superheld. Soos regtig, jy sien hulle as jou rolmodel. En soos wat ons ook gesê het, kinders letterlik is sponsies. Hulle doen alles wat hulle by hulle ouers sien. En ja, ek dink ons het genoeg op daai gerok, of is daar nog enigiets wat jy op dit wil sê? Ek dink dit bevestig net wat ons in die eerste episode gesê het. Ja, soos wat ons gesê het, nou is dit moeilik om byvoorbeeld vir Malachi of vir Nina of vir Kyra te verduidelik, hoor jy, moet nou nie dit doen nie, of hierdie is wat Jesus gesê het, of hulle sien wat jy doen, soos ja, as hy nou sy vinger in 'n prop gaan druk, dan gaan ek nou vir hom pak slaag gee, maar ek bedoel soos meer soos die geestelike goeders van soos moenie vloek nie, want as jy gaan vloek, Malachi nou, as ek gaan vloek, gaan hy gaan begin vloek en hy stoei. En hy gaan dit sê en hy gaan nie weet wat hy doen Hy iets gaan nie weet verkeerd dat dis sonde nie, want hy so as ek nie vloek nie, hy weet nie eens wat is 'n vloek. Maar weet jy, ek voel daar is baie ouers wat voor hulle kinders vloek, maar dan as hulle kinders dit optel en begin vloek, soos nou kleintjies, dan kry die kleintjie pak sla. Ja. Maar dan sê ek soos, daai kleintjie weet nie eers eintlik wat hy of sy sê nie, hy volg net sy voorbeeld, basically. So, ja, maar dit sê hierso, maak jou kinders groot met dissipline en onderrig soos wat die Here dit wil hê. So nie wat jy goed dink nie, soos wat die Bybel sê. Dissipline uit liefde is die volgende een. Dit is in Hebreërs 12. Ek weet nou nie, okay, hierso sê dit, ek weet nou nie hoe akkuraat is ChatGPT nie, maar ek lees dit nou van ChatGPT af. Dissipline voel nie lekker wanneer dit gebeur nie, maar later bring dit vrede en 'n lewe wat reg is voor God. Ek stem 100% saam met dit. So die vraag is, hoe dissiplineer ons met liefde en nie uit frustrasie nie? Ek dink dis 'n moeilike een. En ek dink as mens, soos, daar was nou al kere, soos, ek voel nie jy kan, soos Kyra is nog te klein om haar te dissiplineer, maar daar was even nou al kere wat sy so gil, dan sê ek soos, nee. Soos, en dan begin ek envision hoe ek sal react as sy nou begin, soos as sy nou kan begin verstaan en sy is ongehoorsaam, hoe gaan ek reageer? En ek dink dit is moeilik om nie uit frustrasie
te act nie. En soos partykeer, ek weet nie 'n kind, nie dat ek my kind nou blou sal slaan nie, maar soos om jou kind, soos vir Hazel, as sy my frustreer, ek sal net 'n klap gee waar ook al ek plek kry. Ek dink, soos, obviously glo ek in pak slaag. Ek glo wel, as hulle so klein is soos nou, soos om nie net die hele tyd te klap nie, net soos te sê, ek weet jy wat, moenie dit doen nie, en verduidelik hoekom moet jy dit nie doen nie, want hulle verstaan tog. En dan Ek dink hulle verstaan meer as wat ons dink. En as hulle dit weer doen, dan kry jy pak slaag. Soos Malachi weet as ek tot 3 tel, en ek het dit in 'n vorige episode ook gesê, ek was baie streng op dit. As ek gesê het 3, dan kry jy pak slaag. So nou weet hy al, soos, hy toets die boundaries tot op 3, of 2, want 2 begin hy al terugloop. Hy weet 3 is pak slaag. So, dit sê, hoe dissiplineer ons met liefde en nie uit frustrasie nie. As jy frustreerd is, kom ons sê jou kind het iets gedoen, en dit gaan baie vat, maar kom ons sê jou kind was stout, en het iets gedoen, en jy soos gaan letterlik die kind teen die kop klap. Sal ek so sê, draai om, vat 5 minute, gaan sê even vir die kind, boerie gaan wag in die badkamer. Ja, laat jy net jouself gaan wag in die badkamer, jy gaan kamer toe, bid daaroor, sê Here, ek gaan hierdie kind vermoor, soos, help my. Help me. Help me. En dan gaan jy terug en dan doen jy dit uit liefde uit. Want ek moet eerlikwaar sê, dis wat my pa gedoen het. Hy het my pak slaag gegee, maar ons het eers daaroor gepraat, hy het my nooit pak slaag gegee oor hy kwaad was nie. Hy het my nooit doodgeslaan nie. Die volgende een is genade in die huis. So dis in Kolossense 3 vers 21. Vaders, moenie julle kinders moedeloos maak nie, anders verloor hulle moed. Hoe kan ons ferm wees met ons kinders sonder om hulle te ontmoedig? Ek voel hierdie is 'n baie groot een, nogals. Die ding is, ek voel met party pa's is dit soos, hulle wil uit alles hulle kinders 'n les leer. En ek voel daar's 'n verskil tussen jy wat vir jou kinders leer, okay, keuses het nagevolge, en jy wil obviously, hulle moet as hulle iets verkeerd gedoen het, iets daaruit leer of wat ook al, maar om elke liewe dingetjie in 'n kind se lewe as 'n les vir hulle te maak, naderhand voel jy so moedeloos, want dit voel vir jou, jy kom tekort aan alles, soos jy kan nooit iets reg doen nie, want daar moet altyd, ewen al doen jy iets reg, dan somehow vind die persoon 'n manier om dit te draai, dat jy soos 'n les daai moet leer wat vir jou sê eintlik jy's verkeerd, of jy het iets verkeerd gedoen, of jy's nie goed genoeg nie, verstaan? En ek voel net daar's 'n, soos wat ek sê, daar's 'n lyn tussen om jou kinders te wil leer keuses het nagevolge, of om hulle 'n waardevolle lewensles te leer, en om elke liewe ding 'n lewensles te probeer maak, want naderhand voel jou kinders regtig soos, wil ek sê, ontmoedig, soos wat hierdie woord dit sê, is regtig net, dis eintlik 'n baie goeie beskrywende woord. Maar so ek weet nie eintlik, hoe kan mens ferm wees sonder om jou kinders te ontmoedig? Ek stem saam met wat jy gesê het. Ek dink soos dit, as jou kind iets verkeerd doen, soos dissiplineer hom en leer, soos sê vir hom daar is konsekwensies, maar as jou kind iets reg doen, soos praise him for it. Dis 'n groot een, soos, as jou kind nou, ek is heeltyd met my voorbeelde, my boetie het my geslaan. Ek gaan nou sê, jou boetie het jou soos beïnvloed, want hy vertel ook mos altyd sy stories so met voorbeeld. Okay, toe maar, ek gaan nie nou 'n voorbeeld gee, maar soos, as jou kind verkeerd is, sê vir hom, maar as dit regtig soos pick your battles, verstaan, as dit nou regtig soos, as hulle nou die tomaat op die verkeerde plek gesit het in die kombuis, soos regtig, maar soos imagine, soos, as ons nou moet vat ons verhouding met die Here, soos hy as ons pa, imagine hy moes elke liewe dingetjie wat ons verkeerd doen die heeltyd half voor ons hou, en soos dit is, ek sal naderhand so moedeloos wees, ek sal sê, Here, regtig is hierdie ewen die moeite werd, want ons is nie volmaakte mense nie, en die ding is, en ek voel dis waar onvoorwaardelike liefde ook inkom, is,
jou kinders gaan goed verkeerd doen. Jou kinders gaan tekort kom. Ons almal is mense, ons is nie volmaak nie. Maar dit is waar soos ja, okay, dissiplineer hulle, maar daar kom kere wat jy net onvoorwaardelik lief vir hulle moet wees en net actually die pa of ma figuur vir hulle moet wees en half daai comfort moet wees en nie moet probeer om hulle 'n les te leer of hulle foute voor hulle oë probeer hou. Soos hulle veral as hulle weet hulle was verkeerd of hierdie soos regtig 'n baie intense ding en hulle weet hulle was verkeerd, hulle weet ons konsekwensies. Dis nie nodig om nog op hulle te gaan pile om te sê, "Jong, weet jy wat, jy doen dit en dit en dit te gaan badkamer toe, ek gaan jou pak slaag gee wat." Verstaan, soos comfort hulle. Ja. En sê net soos jy weet hulle moet nou deur hierdie gaan, maar jy saam met hulle deur dit. Ja. Verstaan? Ja, ek stem saam met jou. Okay, die volgende een is uit Proverbs is mos spreek. Is dit Spreuke? Vertrou God met die uitkoms. So in Spreuke 22 sê dit, leer 'n kind van kleins af die regte pad en hy sal nie daarvan afwyk wanneer hy oud word nie. Dis nogals, ja. So die vraag is, hoe balanseer ons tussen ons verantwoordelikheid as ouers en vertroue in God? Michael het nou die dag baie soos vir my waardevol gesê en ek het nog nooit daaraan gedink nie. Jy plant net die saadjies. Die Heilige Gees gee die saadjies water en nurture die plantjie. So jy soos wat jou kinders groot word terwyl hulle in die huis is van dat hulle gebore is tot en met kom ons sê 18, 20, wat ook al, plant jy saadjies. Maar jy moenie die plant laat groei nie. Dis die Heilige Gees. So, daar's 'n punt waar dit kom, waar dit heeltemal uit jou hande uit is, en jy dit nie meer verder kan doen nie. Ja. Wat dit die Heilige Gees se werk is. Ek stem saam met jou. Ek dink baie mense voel soos, okay, hulle moet nou hierdie kind so leer, en hulle moet nou dit, en dan as hulle dit verkeerd, soos as die kind nou nie uitdraai soos wat hulle gedink het die kind gaan uitdraai nie, verstaan, maar dan vat jy dit op jou as ouer ook of ja, kyk as I don't know, maar life gooi curveballs, maar ek dink dis dan wanneer jy op jou knieë gaan en vertrou deur die Heilige Gees dat die Here in jou kind die water sal gooi van die saadjie. Ek stem so jy dissiplineer hulle, jy leer hulle, jy plant saadjies en daarna is dit net gebed. Maar ek dink soos in daai manier voel ek ook jy moet jou deel gedoen het as ouer en as daar dan nog steeds soos as jy jou deel gedoen het soos wat God van jou verwag en jou kind draai nog steeds uit soos nie 'n kind van die Here nie, dan soos wat ons gesê het, dan bid jy vir jou kind, maar dan het jy nie gefaal as 'n ouer nie. Soos want ek dink dit kan dalk voel soos okay, maar wat het ek verkeerd gedoen, verstaan? Kan ek dit gaga, ek het nou net soos hierdie hele ding, nee? Okay. Jy weet dit is ernstig as jy jou koffiekoppie moet neer. Jy as ouer, as die kind in die huis is, jy as ouer gaan saadjies gooi. Of dit nou goeie saadjies is en of dit nou slegte saadjies is. As jy goeie saadjies gooi en die kind is uit die huis uit, die Here is die lewende water. Wat beteken die Here en die Heilige Gees en al die goeders gaan daai saadjies nat gooi. As jy onkruidsaadjies gooi, het nie water nodig nie. Ja. Wat beteken as jy onkruidsaadjies gooi, soos gooi en al die goeders, dit gaan uitkom sonder die Here. En ja, ek dink hoe moeilik dit is om onkruid uit te trek en dit soos uitgetrek te hou. Dit soos groei everywhere. Yep. Dis crazy om aan te dink. Maar die goeie saadjies, so jy gaan saadjies gooi, maak nie saak wat nie. Kies wat se saadjies jy wil gooi. Dit was iets wat ek ook wou gesê het op daai noot. En ek dink dis iets wat ek baie al ervaar het met soos mense in my lewe en goed. Ek dink baie keer sal ek soos al vir mense gebid het, nê, en sê nou maar daar is iets wat ek wil hê iemand moet ophou mee. Soos ek voel dit is wat hulle ver van die Here af weg het, dan sal ek nou vir hulle bid oor dit.
En dan as ek hulle sê nou maar weer sien en hulle doen nog steeds presies daai ding waarvoor ek gebid het, dan sê ek soos Here regtig, soos nou kom druk hulle dit nog half in my gesig ook. Ek sê hoekom bid ek ewen vir hierdie mense? Nee, maar die Here het net regtig vir my kom wys is soos jy moet net aanhou bid. Dit is nie jou werk om hulle te forceer om dit op te hou doen nie. Dit gaan ook dalk nie oor 'n week of 2 gebeur nie, maar jy moet net aanhou vir hulle bid. Maar ek dink op 'n stadium het ek so gefrustreerd geraak want dit het vir my gevoel ek bid vir mense, maar niks werk nie. Soos dit help nie. Hulle doen net nog steeds wat hulle doen. Dit Michael ook vir my gesê is jy moet net die saadjie plant. Soos hy het half dit verduidelik, daar's ringe na iemand se, kom ons sê geesteshart of geesmens of wat ook al. Ek weet nou nie om dit te verduidelik nie. Of hulle hart, kom ons sê nou maar hulle hart. Nou jy soos die heel buitenste ring en daai ander ringe is soos die Here en die Heilige Gees. Die laaste ringetjie by hulle hart is nie vir jou om deur te kan breek nie. Verstaan as ek dit so kan stel. En dit het my VIP access. Ja, dit het baie frustrasie vir my weggevat. Want elke keer dan sal ek bid en dan sê ek soos Here, maar hoekom het dit nie gewerk nie? En dan sal ek so sarkastiese kommentare of iets maak want ek's gefrustreerd en dis mense vir wie ek lief is. So ek wil hê hulle dit kom uit 'n goeie plek uit. Nee, dis jy nie. Soos dit kom uit 'n goeie plek uit, maar die duiwel gebruik dit dan eintlik teen my want op die einde is ek dan super gefrustreerd met die mens. Maar toe wys die Here net vir my soos dit is nie soos moenie try die Heilige Gees se werk soos in jou hande vat nie, as ek dit so kan sê. So dit was nogals vir my 'n groot ding en dit het vir my super baie frustrasie ook gespaar. Okay. Die laaste enetjie sê dis hierso ek weet nie in wat se vers dit staan nie, maar dit sê God roep ons nie om perfekte ouers te wees. Dis 'n slotgedagte. Ek weet nie of dit in die Bybel staan nie. God roep ons nie om perfekte ouers te wees nie. Hy roep ons om getroue ouers te wees. Ek dink dit is nogals want die Here weet ons is nie volmaak nie. Hy weet ons het soos tekortkominge en ons gaan nie altyd perfek wees nie. Soos hy het dit geweet toe hy hoe kan ek dit verduidelik? Toe hy die babietjie daar in jou maag gesit het, soos hy het geweet jy gaan nie alles reg kan doen nie. Jy gaan foute maak en maar ek dink soos dit gaan oor jou intensie. En hoe jy hom betrek by die hele kinders grootmaak ding. Ek weet nie, wat is jou gevoel oor dit? Ja. Ek dink ook nie jy moet soos pressure op jouself sit om 'n perfekte ouer te probeer wees nie, want jy gaan nooit perfek kan wees. Ek dink daar's 'n verskil om perfek te wees en die beste ouer te wees wat jy kan wees. Ja, daar's partykeer wat ek op my foon wil wees want ek is net doodmoeg soos my kinders het vanoggend 5:30 opgestaan. Ja. Verstaan en dan Toe jy my WhatsApp ons kan hierdie podcast en toe ek sê okay, so die kinders was vroeg wakker. Ja, anyway, so en dan is ek moeg en ek soos gee vir my Malachi 'n storie op die foon dat ek net al kan ek net lê, ek hoef nie te slaap nie, dat ek net rustig wakker word wat ook al. Ja, dit is dalk nie reg nie, maar dit Die maak ding my is nie 'n slegte ouer nie. Dit Dis is daai wat ek ook nou die dag vir jou gesê het van ek dink hoekom dit vir my en Michael so moeilik sal wees om te probeer vir nog 'n kind is want ons wil alles wat ons het vir Kyra gee. En as daar iets is waarvoor ons vir haar moet nee sê, dan laat dit my voel soos sy mis op goed uit in lewe omdat soos as gevolg van ons. En ek dink en ons het al hierdie in 'n episode gesê dink ek met mom guilt. Wat die duiwel inkom en jou leuns vertel want dan voel ek nou soos 'n slegte ouer omdat my kind nie iets kan gaan doen nie. Maar dit maak jy nie 'n slegte ouer nie, verstaan? So ek dink daar's baie goed wat ons soos pressure wat op onsself sit. Ja, wat ons regtig net wil probeer perfek wees in elke liewe opsig en ons kan nie, ons is mense, ons kan nie. Jy wil alles vir Kyra gee. Maar is dit alles wat die Here wil hê Kyra moet hê of is dit alles wat society sê jy vir jou kinders moet gee? Om 100% eerlik met jou te wees soos wat jy daai vraag vir my vra en ek dink aan alles wat ek vir haar wil kan gee, is dit eintlik materialistiese goed. So eintlik is dit glad nie belangrik nie. Ek het nou soos 'n
'n lightbulb moment gehad. Ja, want ek dink soos nog elke keer was dit okay, maar ons wil hê sy moet kan soos alles doen wat sy wil doen, maar as jy daaraan dink, dis eintlik goed wat nie belangrik is nie. Dit is aardse goed, dit is materialistiese goed. Dis 'n dom voorbeeld, maar soos daar was 'n verjaarsdag ding en die brandstof soontoe was net way te duur. Ons sê was net soos okay, finansiëel is dit nie 'n slim keuse nie. En maar toe in dieselfde oomblik het ek gevoel okay, soos dis 'n dom voorbeeld, maar dit het vir my gevoel soos okay, maar wat van in die toekoms as Kyra nie goed kan gaan doen nie as gevolg van ons, dan moet sy uitmis op dit. Maar om eerlik met jou te wees is ja, ek weet nie, dit is nie eintlik belangrik nie. Want die goed waarop ons gedink het, ons nie wil hê sy moet uitmis nie, is aardse goed. So dit is nie eintlik belangrik nie. En kom ons sê byvoorbeeld nou, julle het nie gegaan nie, want finansiëel was dit 'n dom besluit, maar nou kan sy doeke kry, sy kan nou klere kry, waar as julle nou gegaan het, en sy was daar vir 3 ure, maar julle het nie geld dan gehad vir al die ander goed nie, verstaan? Ja, ek stem saam met jou. Maar ek dink dis waar die duiwel so maklik kan inkom in jou hele gedagtes, soos jou gedagtes heeltemal so is. Mom guilt is regtig nie van die Here af nie. Maar mom guilt voel ek is iets waarmee super baie mense struggle. Soos ma struggle regtig met dit en dit was nou die dag weer waar iets het gebeur, toe dink ek by myself, ek is nie supposed om nou so skuldig te voel nie. Maar even deesdae as ek soos nou, want my gym program het nou weer soos verander en is nou obviously langer en goed. Die feit dat Michael nou saam ons draf is vir my baie beter, want dan voel dit nie vir my ek super lank van haar weg met die gym en die draf nie. En sy geniet dit. Ja, en sy geniet dit en sy slaap lekker en wat ook al, maar my program het nou verander in die gym, so dan moet ek nou 'n bietjie langer oefen. En dan partykeer dan sal ek nou regtig enjoy om in die gym te wees. En dan sê ek soos, maar moet ek nou skuldig voel oor ek verstaan nie, so dan sit soos okay, maar moet ek nie nou al wil dit half afjaag en terug wil kom by die huis nie, maar dit maak my nie 'n slegte ma omdat ek vir 'n uur in die gym is nie, verstaan. So ja, ek dink mom guilt dis 'n tawwe ding. Ek gaan nie vir jou ook nie, maar dis definitief iets. Ek wonder of iets. ons 'n episode moet maak oor mom guilt. Maar ons het ons het 'n episode oor mom Maar guilt. ek bedoel is uit 'n geestelike oogpunt uit. Ja. Want ek dink nie eerlikwaar dink ek mom guilt is baie erg van die duiwel af. En dan kan ons soos ons nou Bybelverse en al die goeders, dan kan ons soos Want die ding is, mom guilt steel jou joy daaruit om 'n ma te wees. Of soos mooi oomblikke wat eintlik soos ek wat nou in die gym is en wat eintlik moet bly wees oor ek weer geniet om in die gym te wees en mentally doen ek goed en fisies doen ek goed. Nou steel die duiwel dit van my af met mom guilt. Verstaan jy? So iets wat eintlik so mooi moet wees. Jy voel jy skuldig dat jy nie hier is nie en jy geniet nie meer die gym nie. Dis crazy. Mom guilt is ja, nee, dit is baie. En die ergste ding is, ek voel want my ma sê vir my dis iets wat nooit weggaan nie. Dis crazy. Maak nie saak hoe uit jou kinders is nie. Maar ek voel dit is dieselfde van soos as jy 'n slegte gedagte het om dit vas te vang en te bind met die Here se hulp. Elke keer as jy mom guilt voel, bid daaroor. En soos capture die gedagte en soos not today Satan. Ja. En dan verstaan jy soos want dis your mom guilt voel ek en dit kan spiral heavy erg into ek dink soos nou as ek nou nie dis nou nie te doen met mom guilt nie, maar ek voel dis dieselfde principle en ek dink dis met baie goed in lewe so. Ek het nou die dag met my boetie gepraat en hy oor die feit dat ek so angstig is en al daai tipe van goed, soos hy het vir my gevra hoe gaan dit en ek sê toe vir hom nee, soos ek voel nog steeds partykeer angstig. Dis al baie beter, maar ek voel nog steeds partykeer angstig. En angs is iets waarmee hy ook baie gestruggle het al in sy lewe en hy sê toe vir my soos iets wat hy begin doen het wat super soos goed vir hom werk is. Elke keer as hy angstig voel, omdat hy weet dit kom nie van die Here af nie. As hy angstig voel, dan soos hy admit dat hy angstig voel, maar hy vat daai gedagte, soos hy vang daai gedagte vas en dan bid hy oor dit en hy sê vir die Here soos Here, ek weet hierdie is nie van U af nie. Vat my angstigheid weg. Soos jou half
in plaas van dat jy nou, dat die angs jou heeltemal consume, nou al vat jy dit vas, en jy maak dit 'n gesprek tussen jou en die Here. En eintlik, soos het ek dit nou lank terug gedoen, maar ek onthou net nadat ek nou daai gesprek gehad het ek baie meer, as ek angstig gevoel het ek dit dadelik erken, en soos dan begin bid oor dit. En dit het soos rarig, ek wil sê dit was 'n game changer vir my gewees. Ja, soos wat lewe weer besig raak, jy dan vergeet jy om met die Here te praat in sulke oomblikke, jy doen rarig. Maar dit was baie goeie advies van hom af, en ek dink dit is iets wat ek moet aanhou doen. Ek het ook nou die dag, ek het weer my voorskrif vir Esperide, soos weer voorskrif gekry, en nog 'n houertjie gaan koop, maar toe sê die dokter soos, oor die WhatsApp, toe sê sy, hoor jy, as jy nog steeds nie reg is nie, kom in. Ja, ek weet nie, soos eintlik weet ek nie van wat om vorentoe te doen, maar ek dink op die oomblik, soos ek voel baie minder angstig as gewoonlik. Ek voel eintlik regtig baie goed, vandat ons baie meer begin aktief wees het, voel ek regtig baie goed. Maar ja, ek dink ek's nog steeds op hierdie ding van, en ek en Michael praat baie oor dit, want vir hom is dit baie soos, as jy deur iets gaan, vind die root cause van dit, moenie net die simptome try behandel nie. So dis waar ek nou is, ek wil graag dit heeltemal uitfigure, ek wil baie graag op 'n Esperide drink, maar ek's bang my melk supply lei daaronder. So ons sal nou maar sien, maar dis definitief iets wat ek begin doen het, is soos vang jou gedagtes, soos vat dit captive, want dit jou gedagtes is, ja, 'n baie groot ding eintlik, dink ek. Jou brein is baie powerful. Dit is flippin' powerful eintlik, as jy so dan. Wat is jou recommendation van die week? Kan dit make-up related wees? Dit kan make-up related wees. Daai Shein Contourstick. contourstick. She Glam se contourstick, dit is hulle contoursticks werk baie lekker. En dit bly. Ja, en dit is super pigmented, maar ek weet nie, ek love it, ek gebruik dit al vir soos 2-3 jaar, dink ek. Ek gaan dan ook so my make-up related produk. Dis Catrice se Soft Glam Filter Fluid. Ek wil nog van dit kry. Yes, dit goed werk lekker, en dit is soos 'n dupe van, wat is daai oorsee se brand? Flawless, Eat Strawberry, Nee, Charlotte Tilbury. hulle het ook, maar daar's 'n ander brand wat viral gegaan het oor presies daai houertjie, wat ook sulke ligte pink dekseltjie het. Nou kan ek Is dit dit nie daai, onthou nie. Waarin almal die lipglosse gemaak het. Weet jy waarvan ek praat? Dit was soos 'n viral lipgloss trend, waarin almal soos dan gooi verskillende lipglosse in 'n, wat is die naam? Hailey Bieber is nou soos het dit oorgekoop. Road. Nee, nie haar eie brand nie. Shanai, wag, laat ek gesearch. Elf. Het jy al van Elf gehoor? Ja. Ja, so Elf se Halo Glow dit is ook sulke ronde houertjie. Ja. Elf is soos 'n super cheap drugstore brand. Jy joke. Dis crazy, maar ja, dit het viral gegaan daai. Dis so ek toe van die Catrice Soft Glam Filter Fluid uitgevind het. Nee, Elf is soos, Maar Hailey Bieber het dit mos nou nie oorgekoop of something met dit. nee, Elf het Road soos oorgekoop. Jy, okay. Maar nee, Elf is soos, ek probeer net dink, dis nie eers soos Essence nie. Is Essence meer soos luxurious as Elf? Elf is soos, Dis crazy. Ek weet Het jy nie. hulle produkte gebruik toe jy in Canada was? Maar ja, sien maar Catrice Dit is Soft Catrice Soft Glam Filter Fluid werk verskriklik lekker. Veral soos as jou onderlaag mat is en jy soek iets wat bietjie blink boor. Dis baie nice. sal dit werk vir soos kom ons sê nou ek wil net everyday make-up, ek wil nou nie soos, Ja. sal dit werk vir dit? Ja, maar ek dink dit is soos as jy nou 'n pysietjie het of iets, dit gaan dit nou nie toemaak nie. Nee, maar gaan dit jou laat lyk asof jy iets aan het? Ja, ek dink dit sal nog steeds jou laat lyk asof jy iets aan het. Al laat dit jou vel net bietjie meer blink. Maar dit het nou nie die coverage wat jy wil hê 'n Nee. onderlaag moet hê. Want ek het nou agtergekom soos op die dae wat ek soos atletiek gaan doen of wat ook al, dan wil ek make-up aan hê, maar ek wil nie Nie soos dik make-up nie. Ja, want hoor wat jy ek sê. voel ek gaan begin uitslaan. Ja.
Ek hoor wat jy sê. Cheers vir eers, dis koffie vir 2.